but you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long, but His way is God's way, not yours or mine. Prys die Here, is hy bly? Jo, is hy werklik bly? Die Here is goed. Die Here is goed. Altyd goed. Net my goedjies agter mekaar kry. Prys die Here. Broer en suster, ons lewe in baie moeilike tye. En dit het al geklink soos 'n cliché, wanneer ons dit sê, maar ons leef in moeilike tye. En die vyand weet dat is die laaste tyd en hy kom met al sy fors en magte wat hy het om ons te vernietig. Ek sê dit reg in die begin, sy begeerte is nie na die sondaar nie. Sy begeerte is dan die kinders van die Here tot struikeling te bring. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ek U kan ken in die krag van die opstanding. U het opgestaan uit die dode en die lewe. En vanmôre wil ek bid dat deur U Gees, wat ons so van gesing het vanmôre, met elke gedagte sal deel. Teendeel, U sê in die woord, ons kan elke gedagte gevange neem tot gehoorsaamheid van God. Bly die bloed van die Here oor elke persoon in hierdie plek, sodat U naam verheerlik sal word. Salf my lippe van klei, my verstand, my hele liggaam, my hele wese, dat U my sal deurdra. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Broer en suster, ek vra dat U saam met my sal lees uit die woord van die Here. 2 Timoteus, die 2de hoofstuk. 2 Timothy 2. En ons gaan lees van die 14de vers. En net voor ek dit lees, wil ek vir u sê dat ek wil hê dat ek gee die boodskap 'n titel, maar dat u dit in die gedagte sal hou tot aan die einde. Die titel is dit: Wanneer is dit te laat? Wanneer is dit te laat? Vers 14, 2 Timoteus 2, herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here, dat hulle geen woordestryd moet voer, wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergaan van die hoorders. Lê jou daarop toe, dis nou die kinders van die Here, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel, as 'n werker, wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Kom ons kyk 'n bietjie vir mekaar. Is dit nie lekker wanneer daar gepreek word en sê, ons gaan bid vir die seën van die Here op ons vanmôre. Ons gaan bid dat God gaan voorsien. Hy gaan uit jou laagte uitvat, hy gaan jou oplig en jy gaan voorspoedig wees. Dan juig ons. Maar wanneer die woord reg gesny word, dan word die amens en die gejuig stil
En ons sê, die pastoor het vanmôre klippe gegooi. En baie dingetjies wat deur die jare ons moes trotseer, terwyl God werklik mense se lewens wil verander. Wie sal graag wil verander? Daar is van nie, dankie tog. Hoor wat sê verder, vers 16. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. So praat maar die praatjies en praat die ou dingetjies, onsinnige praatjies, onheilige goed. Vermy dit, want dit sal voortgaan in goddeloosheid. Sal jy saam met my stem dat hierdie woord wat Paulus geskryf het die waarheid is? Sal jy sê hy het dit gedoen met 'n doel? Amen. En hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker, onder wie daar Hymenaeus en Philetus is, wat van die waarheid, luister nou mooi, dis die crux, wat van die waarheid afgedwaal het. Wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommige om. Ek wil net noem dat wanneer 'n mens met 'n verkeerde dogma of iets betrokke raak, dan word jy ewe skielik 'n geweldige evangelis vir dit wat verkeerd was. Maar terwyl jy die Here dien, dan is ons stil, dan is ons skaam, want ons is nie mense wat kan praat nie. Maar wanneer dit kom by die ander dinge, dan kan ons goed praat. En vanmôre wil ek baie mooi met u as gemeente praat. Ek dank die Here vir elkeen wat vir my gebid het. Ek het werklik lanklaas so oulik gevoel. En in hierdie week Woensdag het was daar groot genade. Ek was in 'n tonnel ingedruk vir oor 'n uur. Ek het gevoel ek gaan daai plek oopbreek. Dis nie 'n aangename gevoel nie. Maar die Here het my deurgedra en dank die Here, daar's niks fout nie. Maar broer en suster, ek het van die Here ontvang. En die vyand het probeer om in hierdie week my liggaam totaal aan te val, maar ek kon gewaar dat God besig is om 'n werk te doen. En ek wil nie alleen met u as gemeente praat nie, maar ek wil met u as kind van God praat. En in die tyd was God besig met my. En ek het ook besef dat nie alleen het ons te doen met 'n lewendige God nie, maar ons het te doen met 'n gewetenlose vyand wat net verwoesting kan saai. Die Bybel sê dat die sonde, die vyand, lê en loer en sy begeerte is na ons. Liewe broer en suster, wat ons moet besef dat die lewe in hierdie wêreld, ons lewe in 'n wêreld van sonde. Ons is omring met negativiteit. Ons is omring met aanvalle. Ons is omring met sonde om ons. Dit is ook in hierdie wêreld waar ons dan ons sondes kan bely. Daarom het God ons losgemaak. Luister, in hierdie wêreld. Ons losgemaak van die wêreld. Dit beteken nie meer
dat ons nog met die sonde van die wêreld te doen het nie. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Daarom sê jy dikwels hoor kinders van die Here praat, hy is nog in die wêreld. Hy is weer terug in die wêreld. Hy het weer terug beweeg, soos Hymenaeus en Philetus. Wat dit eintlik beteken is dat hulle terug is in die plek, luister mooi, in die plek waaruit hulle gered was. Dis ook so dat, jy sal onthou, as nou die ouderdom van mense kan uitken, Jim Reeves wat gesing het, "This world is not my home, I'm just a passing through." As hy ooit 'n waarheid was, hierdie wêreld is nie my tuiste nie, en ek weet nie van u nie, but I don't feel so happy in this world. En ons probeer alles goed doen, maar is nie meer baie lank nie, luister mooi, dan gaan daar ewe skielik 'n bassein blaas, and I will hear it, and I will be amongst that number, hallelujah. Maar dat is toch 'n waarskuwing. En ek wil ernstig wees, kinders van die Here, wat weer stadig terug beweeg. Nie 'n vinnige beweging nie. Jy dien nie die Here vandag en môre ewe skielik is jy die wêreld nie, maar stadig, maar stelselmatig. Dan kom hy en hy sit sy kloue aan die kinders van die Here om hulle stadig weer terug te vat in die wêreld in. Hoor wat sê 'n skrywer in Hebreërs hoofstuk 12. Lees 'n hele paar verse vir u. Hebreërs 12 van vers 1. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuie rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, met volhardloop die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde van hom voorgehou is, die kruis verdra het, amen, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee, luister nou mooi vers 3, julle moet ag gee op hom, wat so teespraak van sondes teen hom verdra het, sodat julle en julle siele nie vermoeid word, luister mooi, en verslap nie. Sê vir die persoon langs jou, moet nie verslap nie. Sê dit, moet nie verslap nie, sodat julle en julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Vers 3 spreek boekdele van die slinkse plan van die vyand. En die oplossing teen daardie plan van die vyand is dat ek glo dat God nog steeds in beheer is van sy kerk. Amen. En ook nie 'n tyd om die dinge wat God nie behaag nie, te speel en te dobbel met jou lewe nie. Ongelukkig is dit so dat baie kinders van die Here al 'n kompromie aangegaan het met die vyand. En jy sal miskien sê, maar pastoor, nie in ons gemeente nie. Ek het in hierdie week met iemand gepraat, kind van die Here, en die volgende oomblik toe vertel hy my van 'n gebeurtenis wat met hulle gebeur het, en toe bring hy vloekwoorde daar uit,
dat ek amper my skoene uit my sokkies uit daar geskop het. Want jy sien, broer en suster, ons lewe in hierdie wêreld, maar ons is nie meer van hierdie wêreld nie. En ek het dit al baie keer gesê, the things we used to do, we do them no more. Ek gaan een keer in die saal, as dit so 'n bietjie donker is, gaan ek 'n paar mense skrik maak en ons sien wat kom uit. Jy sien wat ons word getoets. Ons kan nie met die vyand 'n kompromie aangaan nie. Soveel so dit al gebeur dat die kinders van die Here nie meer hulle prioriteite reg het nie. Want almal is so besig om te hardloop in die stryd van hierdie lewe. En ek sê wat ek begin gesê het van hierdie gedagte en dit is, ons lewe in moeilike tye. By die werk gaan dit nie makliker wees nie. Daar gaan meer druk op jou wees. En dinge gaan stywer getrek word. En as ons na die kerke wêreld kyk, dan mense jaag van oggend tot aand. Dan besef jy dat dit bring 'n las en 'n bemoeienis op ons siele. Al verskoon as ek dit nou noem, en ek wil nie krities wees nie, want daar's baie geweldige talent. Maar gisterand, toe het ek so deur die kanale gegaan, en ons kom by daai program, die Groot Afrikaans of so iets. En ek sien hoe die mense, luister mooi, ek sê vir my vrou, kyk net 'n oomblik, nie na die sangers nie, maar kyk 'n bietjie na die mense. Hoe is hulle gaan uit hulle vel uit. Hulle juig, hulle ken elke vers, en dis asof hulle, verskoon die term, in 'n trance is. Maar in die kerk kan ons nie sê amen nie. Terwyl God so groot getuienis om ons het, van sy goedheid en genade, net in die afgelope paar weke vra ek, het God vir u iets gedoen? Steek jy hand op. Kan jy net gou dit vir een oomblik sê, dankie Here! Dankie Here! Vir dit wat hy gedoen het. En dis niks teenoor wat die wêreld doen daar buitekant. Hulle gee absoluut oor. En dan merk ons dat ewe skielik het mense in hulle geestelike lewe verslap. En die woordjie wat ons tyd, en die sal saamstem, as ek met mense praat, as die pastoor, en ek sê nie dis verkeerd nie, maar ons is so moeg. Ons het moeg geword. Ons staan op moeg. Ons gaan slaap moeg. Ons is moeg by die werk. Want ons is omring met 'n druk van omstandighede. En baie keer is mense vasgevang in 'n lou toestand wat nie vir God aanvaarbaar is nie. Daarom die waarskuwing in Openbaring 3 vers 15 en 16. Hoor wat sê. Maar nou, omdat jy lou is, en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en het dan niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is wat ellendig en beklaanswaardig, en arm en blind, en naak is nie. En daarom, spoeg ek jou uit my mond uit. Nie ek wat het sê nie, die woord van die Here. Kom ons kies opnuut, om intens ag te gee op hom, wat die prys op Golgotha vir ons gebloei het.
En hy het dit bepaal sodat ons juis vry kan kom van sonde. Kom ons skud die stof van hierdie wêreld van ons af en laat ons die Here in sy liefde en genade en gees en waarheid dien. Die koortjiedigter sê so mooi, it will be worth it all when we see Jesus. Ek wil nie in detail ingaan nie, maar ek het baie dinge prysgegee om vir God te werk en om my hart aan die Here te gee. Maar weet jy wat? Aan die einde van die dag as ons kom, en ons kom die laaste dag wat ons asem uithaal, dan weet ek, it was worth it all to see Jesus. Maar hoor nou, hier is die laaste gedeelte. Hebreërs 12 vers 12. Daarom, en hy praat duidelik met ons, want hy sê dat jy nie slap word nie. Daarom rig die slap hande, sê slap hande, verlamde knieë, weer op, en moenie, en maak regheid, paaie vir julle voete. Luister mooi, sodat wat krepeel is, nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Dat as iets nie reg is nie, God sal dit gesond maak. Jaag die vrede na met almal, en die heilig maak, en luister, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Die Here sê, deur sy woord, sonder heilig maak, gaan niemand God kan sien nie. Ja, maar heilig maak, pastoor, wat is dit nou? Ons kom met baie dingetjies. Ons moet nou nie te wees nie, en nie te nie. Luister mooi, liefste te, as wat jy dit nie maak nie. Heilig maak waar sonder niemand God sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God sal veragter nie. Hy praat met die kinders van die Here. Hy sê, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie. Baie duidelik praat God met hierdie skrywe, om die kinders van God te waarsku, sodat hulle nie verlore mag gaan nie. Ons kan nie ons posisie in Christus prysgee nie. Waar ons vir onsself sê, ek is alright. Nee wat pastoor, moenie worry oor my nie, ek is alright. Luister mooi, die vraag is jy regtig okay? Is jy regtig alright? Hierdie gedeelte laat ons opnuut besef die geweldige stryd in die laaste dae. Daar is 'n vraag aan elke kind van God. Sonder dat ons dit besef, het baie al, luister nou mooi, en hier is die kruks van my boodskap. En ek gesien waartoe ek lei onder dieselfde hoofstuk. Nie net in die Ou Testament nie. Baie hulle eersgeboorte reg verkoop het vir 'n niks werd wêreld se invloed nie. Luister mooi, baie sê se begeertes en daar het hulle op 'n baie gevaarlike terrein laat beland. Hoor wat sê die woord van die Here in die 12de vers 16. Laat niemand 'n hoereder wees nie, of 'n onheilige soos Esau, luister nou mooi, noem hom by die naam, Esau, wat vir een spysgereg sy eersgeboorte reg verkoop het. Want julle weet dat hy, toe hy ook later die seën wou beerwe, verwerp is. Want hy het geen geleentheid
vir berou gevind nie. Al het hy dit met trane begeer. Iets verskriklik. Hy het dit met trane begeer. Wat jy sien, die vyand het vir eers gevang op 'n baie slinkse manier, op 'n oomblik, om net een oomblik van swakheid. Harde werker, van die veld af gekom, sy plig gedoen teenoor sy familie en almal. En ewe skielik terwyl hy honger is en verlang het na die huis, toe ruik hy hierdie lensiesop. 'n pot lensiesop. Gee my van jou lensiesop. Hy vra vir sy broer, kan ek van jou lensiesop kry? Dis nie verkeerd nie. As jou broer vir jou iets vra, en is binne jou vermoë, gee dit. Maar weet jy wanneer jou hart nie op die regte plek is nie, sê ek, gee my asseblief lensiesop. Ja, ek sal, maar verkoop jou eersgebore reg. Ag, is alright. En hy verkoop in een oomblik se tyd sy geboorte reg. En daar baie dinge gebeur, ek wil nie die hele verhaal ingaan nie. Maar hy kry berou. Hy is so jammer daaroor, maar dit was te laat. My vraag is, wanneer is dit te laat? Want ek sal definitief, ek sal reg maak. En dan kry jy nie die geleentheid om reg te maak nie. Al begeer jy dit, selfs met jou hele wese, vurig begeer. Skrikwekkend dat die gedagte wat deur die aksies en keuse van mense wat gemaak word, die gevolge moet dra van een oomblikse besluit. Ek pleit by u, kom dat ons, die wat op die Here vertrou het deur die jare, nie net 'n korttermyn dingetjie sal doen nie, en dan vir ewig verlore sal gaan, en dit deur 'n bord kos. Luister, sommige het baie keuses gemaak, permanente gevolge gehad. Ons mag nie die ewige lewe prys gee nie. Vra, jy hoef dit nou nie te doen nie, want party mense hou nie daarvan nie. Gaan net so. Sê, Here, ek hou my geestelike lewe vas in my hand. Ek sal dit nie prys gee nie. Ek weier. Ek staan vas. Want die duiwel sal dit uit jou hand uit wil ruk. Hy het geen genade met jou nie. Die duiwel speel nie volgens die reëls nie. Jy kan nie met die duiwel 'n kompromie aangaan nie. Hy het net die reuk van sop gekry. En die uiteinde 'n verskriklike stryd. Sy honger het hom onvoorwaardelik laat optree het. 'n Dwaase besluit, sal baie sê, maar tog doen baie dieselfde ding. Maak staat op die genade van God. En luister, broer en suster, die genade van God is geweldig groot, baie. Daar's geen einde aan die genade van God nie. But there comes a time where you cannot depend on the grace of God because you've taken it one step too far. Daar in die Niagara watervalle sê hulle is daar 'n bordjie net voor die groot val afgaan in 'n
verskriklike hoogte in en storms. Aan die bokant is daar 'n rustige meer en rivier. En daar kan jy in jou boot ry en jouself geniet. Maar net voor die gevaarlike afval is daar 'n bordjie wat staan. Beyond this point, no rescue. Want dan is dit te gevaarlik vir hulle om daar te kom. Jy moet nie by daai punt verbygaan nie. En as ek hierdie hele boodskap kan opsom, moet nie by die punt verbygaan wanneer alles vir jou te laat sal wees nie. Ek het baie keer gewonder oor dit wat ek nou gaan sê. Ek was nog 'n baie jong seun, baie tentdienste gehad. En Pastor Hannes Labeskagni is besig om te preek, waar hy het vertel van die situasie waar hy besig is om te preek. Ek was nie teenwoordig daar nie. En hy vertel van ons, en ewe skielik, dus daar iemand wat onder die seile van die tent, van die baie mense wat daar sit, deurkruip. En hy kruip letterlik tot voor die kansel. En hy gaan en hy skree uit, hy sê asseblief, bid vir my. Ek het genade nodig. En net toe Pastor Hannes vir hom wou bid, toe sê die Here vir hom, hy het sy genade tyd oorspeel. Dis vir ewig te laat. Hy draai daar om, hy kruip daar uit, en nooit weer van hom gehoor nie. Ons het te doen met baie ernstige lewe. Vra jouself, waar staan ek in my verhouding met God? Genesis 25:34 in Engels. Esau despised his birthright. He counted it of no value. Jou eersgeboorte reg is jou reg. Ek is die oudste van 5 seuns. Dis my geboortereg. Ek is die ou boet. En ek kan dit nie van my wegvat nie. But Esau despised his birthright and counted of no value. Net so verkoop. He was not interested in something unseen and which could not satisfy his physical appetite. Only the present counted. What a mistake. Wat 'n fout. Ek sê weer, ek pleit by u. Moet nie speel met sonde nie. Moenie dobbel met die vyand nie. Ek is klaar. Vanmôre is daar 'n ernstige pleidooi. Kniel weer by die kruis. Gee weer oor aan die oplossing. Naamlik Jesus. Moet nie kom met 'n verskoning nie. Moet nie kom en dink sê, wat gaan mense sê nie. Nou is die tyd om terug te gee. Want dan gaan 'n tyd kom wanneer dit te laat is, en wanneer jy dit vurig begeer, sal daar nie 'n geleentheid wees nie. Ek het hierdie kruis hier gesit. Nou ons weet, soos groot mense, hierdie is nie die kruis wat Jesus op gesterf het nie. Was verteenwoordiging. En hierdie lap wat hier aftrapeer, verteenwoordig die soem van sy kleed. En wat ek vra vanmôre, baie ernstig, as u jou verhouding reg is met God, maar moenie eers 'n kans vat nie. Kom net, kom raak aan die soem van sy kleed,
En sê, Here, ek gee weer opnuut my hart aan U. Dis my boodskap. Kan doen daarmee net wat U wil. Maar ek het van die Here ontvang. Ek en my vrou het lank gepraat en besluit ek moet hierdie woord bring. En ek dank die Here, ek het dit afgelewer. Wie gaan eerste wees om hier asseblief toe kom kniel? Amen.